Broers en susters, die kombinasie van mense en hulle omgewing is altyd 'n interessante verskynsel. Watter effek het mense se omgewing, die wêreld waar hulle in bly, op hulle gedrag? Dink maar aan hoe mense se omgewings verskil. Dink aan die uiterstes van die mense wat in die Noordpool bly, die Eskimo's, en mense wat in woestyngebiede bly. Hoe hulle wêrelde, hulle omgewings vir hulle affekteer. Een omgewing bittere koue, die ander snikhete hitte. Hoe affekteer daardie lewensomstandighede mense se lewens, hulle gedrag, hulle prioriteite, hulle vreugdes, hulle vrese? Soveel verskil omdat omgewings verskil. En hierdie omgewing waarin 'n mens bly, stel mindere of meerdere mate eise aan jou. Maak jou lewe makliker of moeiliker. Dink maar aan mense wat hou daarvan om in 'n stad te bly, klomp mense rondom jou te hê, en nou moet hulle klaarkom op die platteland. En andersom, mense wat hou van die platteland, die stilte, en nou trou jy en jy moet in 'n stad gaan bly. 'n Mens se omgewing tap aan jou, het 'n effek op jou. Mense wie se omgewing negatief is, moet daarmee rekenskap hou en in baie gevalle is geforseer om te veg en te beklei om daai negatiewe invloed teen te werk. Daar is altyd iets in 'n mens se omgewing, as ons mooi gaan kyk, wat jy miskien nie van hou nie, wat jy miskien anders sal wil hê. Ons omgewings is miskien selde perfek soos ons dit wil hê. En dan is daar mense wat swaar kry in hulle omgewing. Ek het al vir julle vertel die verhaal, verskoon as ek dit weer doen, net vir diegene wat weet nie, ek het so byvoorbeeld gehoor van 'n dame, 'n vrou in Lime Acres, as haar man werk toe gaan in die oggend, dan drink sy 'n slaappil. Sy het swaar gekry in Lime Acres, dit is 'n eensame plek. En party mense kry swaar as die wind heel dag waai, en jy het groot geword as 'n kind sonder 'n wind wat waai. Dan laat dit jou treurig en eensaam voel. En so laat mense se omgewings vir hulle dryf tot verligting. Hulle gaan soek verligting in alkohol, of watter substans daar ook al is om verligting te kry. Ons PowerPoint aanbieding hier op die skerm van my het vanoggend 'n blom wat alleen staan in 'n wêreld van sand. Net die enkele blom liewer plant en omring deur sand. Sand waar nie water is nie, sand wat vir daardie plant, as 'n mens gaan kyk daarna, eintlik 'n negatiewe omgewing is. En jy kan miskien vir jouself vra, waar kry hierdie plant die water om so pragtig te blom in hierdie sandwoestyn wêreld? Blom waar jy geplant is. Jeremia 17, dis ons eerste Bybelgedeelte vanoggend waar ons by gaan stil staan. Jeremia 17 vers 7 en 8. Geseënd is die man en vrou wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, vrese nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. En nie vrees as daar hitte kom nie. Negatiewe omgewing. Hitte is 'n negatiewe invloed vir 'n boom, dit ontwater. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie. Weereens negatiewe effekte, omgewing. Droogte hou egter nie die lewenswater weg nie. Die water verseker steeds vrugte, uiterlik droogte, onder die grond water en lewe, soos die blom hier op die skerm,
uiterlik die woestyn en die sand, maar onder die sand is daar water. Blom waar jy geplant is. Romeine 12 vers 12 tot 18. Verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in die gebed, betoon meelewend met die behoeftes van die heiliges, lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wanneer jou omgewing hooploos is vir jou, is die Here se blydskap om die draai. Lees ons in hierdie verse. Wanneer die omgewing een is van swaar kry, dan kan jy vas staan, want jou wortels is in die Here, en jy kan blom in jou sandwoestyn. Hou aan bid, dit laat die Here se lewenswater aanhou vloei. Gee om vir mede-Christene, omdat wanneer jy gee, dan ontvang jy. Wanneer ek seën, dan blom ek in die woestyn van vervolgers. Blom waar jy geplant is. Johannes 10 vers 27 en 28. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Daardie boom wat geanker is langs die waterstroom, niks en niemand sal ons uit die Here se hand ruk nie. Net so bly ons geplant deur die Here se krag. Hy sien toe dat niks ons ontwortel nie. Hy sien toe dat daar genoeg lewenswater is vir my elke dag. Blom waar jy geplant is. Om geplant te wees is om te blom. Ons is geplant om geplant te bly. Dit is wat die Here hier in die Noord-Kaap met ons gedoen het. Ons kom plant het hier in die Noord-Kaap. Dis hier wat die Here jou wil hê, dis hoekom jy hier is. Miskien plant die Here vir jou eendag iewers op 'n ander plek. Miskien nie. Dit maak nie eintlik saak waar die Here jou plant nie, of dit nou 'n sandwoestyn of 'n graswêreld is. Blom waar jy geplant is. Hemelse Vader, dit maak nie saak die wêreld waarin ons bly nie. Dit maak nie saak of ek hou van my omgewing nie. Dit maak nie saak of ek verlang na die stad of na die platteland nie. Dit maak nie saak hoeveel ons miskien hunker na dit wat vir ons beter is, wat ons ervaar het in die verlede, of dit wat ons na uitsien in die toekoms, 'n beter omgewing. Beter, want dis waar ek my kan indink ek gelukkiger sal wees. Nee. Wat ons gelukkig maak, kom nie uit ons omgewing nie. Uit ons omgewing kom dit wat ons ongelukkig maak. Dankie Here dat U die een is wat die regter is, wat heers oor ons geluk. U is die een wat ons gelukkig maak. Ons vervul, vir ons doel gee. U is die een wat ons help, dat in plaas van die omgewing op my 'n stempel afdruk, dat ek die een is wat op my omgewing 'n stempel afdruk. Dat ek die een is wat heers oor my omgewing, omdat U heers oor die negatiewe in ons omgewings. Help ons Here om te blom waar ons geplant is, want U gee vir ons alles wat ons ooit sal nodig hê, om altyd te blom hier waar ons geplant is. Amen.